Dit is nou 15:15, so ons gaan nou begin met sessie 2 vir die lenteskool vir wiskundige geletterdheid. So baie dankie leerders en opvoeders dat julle ingeskakel is. Soos juffrou Jana gesê het, ek is juffrou Tracy en ek is dan nou die aanbieder vir vandag se sessie. So belangrik om te onthou, opvoeders, teken asseblief die bywoningsregister. So leerders, vandag se sessie fokus ons op kaarte, planne en meting. So as daar nou nog enige onduidelikhede is of onsekerhede is, sal ons vandag hopelik al jou antwoorde of jou vrae kan beantwoord. So ek hoop leerders dat ons lekker gaan saamwerk in hierdie sessie en dat julle die sessie sal geniet. Voel ook vry om vrae te vra, voel vry om julle antwoorde met ons te deel. Ons gaan weer aktiwiteite moet doen. Jy gaan tyd kry om op jou eie te probeer en dan gaan ons dit sommer lekker saam deurwerk. So leerders, net so 'n klein bietjie inspirasie vir vandag. Elke wolkie het 'n silwer randjie, elke probleem het 'n oplossing, elke struikelblok het 'n brug en elke gebed het 'n antwoord. So jy moet net volhard en nie moet opgee nie. So dit is net vir ons om ons deur hierdie sessie te kry. So kom ons begin. So leerders, wat verwag ons van julle in hierdie sessie in? Weereens, belangrik dat jy jou notas by jou het, want dit is die notas wat ons gaan gebruik om deur hierdie sessie te kom. En dan ook luister asseblief mooi na die verduidelikings en probeer dan al die vrae. As daar enige onsekerhede is, onduidelikhede is soos ek genoem het, vra asseblief en dan sal ek weer verduidelik. Ek gee glad nie om net weer oor dit te verduidelik nie. As ietsie ook nog nie vir jou lekker sin maak nie, vra vir jou maatjie sommer daar langs jou in die klas of jou onderwyser dat juffrou of meneer vir jou moet help sodat jy kan verstaan. So leerders, ek hoop julle het julle notas by julle. So as daar enige aantekeninge is, enige notas wat jy wil byskryf by die vraag hoe ons tot by 'n sekere oplossing gekom het, maak vir jou klein notas sodat jy dit kan onthou vir wanneer jy gaan voorberei vir jou finale eksamen. Luister na die verduidelikings, vra en maak seker daar by jou onderwyser of jy dan nou reg gewerk het of by jou maatjie langsaan. So dit is wat ons in hierdie sessie net van julle verwag leerders. So, graad 12, wat verwag ons dan nou van julle in vraestel 2? Ek het gesê vandag se fokus is dan nou op vraestel 2 en vraestel 2 weet ons mos natuurlik, dit is kaarte, planne en meting. So ons tydsduur graad 12, dit is 3 ure. Jy het 3 ure tyd om vraestel 2 te beantwoord, 150 punte graad 12 en soos ons seker by hierdie tyd nou al weet, dat elke 1 punt is 1,2 minute. So jy moet jou tyd korrek bestee graad 12, sodat jy tot by vraag 5 kan werk en al jou vrae kan beantwoord. Asseblief graad 12, as jy vashak met 'n vraagie, laat 'n spasie oop of maak 'n sterretjie, kom terug, want anders gaan jy tyd mors en dan gaan jy nie kom tot by vraag 5 nie. So graad 12, bestuur jou tyd korrek. 3 ure is oor genoeg om jou vraestel te kan beantwoord. Dan graad 12, die inhoud wat jy kan verwag in vraestel 2. So graad 12, ons het meting, plus minus 55% van ons vraestel. So dit is so plus minus 83 punte van die 150 punte. So meting graad 12, ons weet, soms kan meting sommer nogal 'n lekker kopseer wees, maar graad 12, jammer daaroor, as jy net mooi weet hoe om alles te doen, dan behoort dit nie 'n probleem te wees nie. Dan ons volgende gedeelte van vraestel 2 is kaarte en planne en dit is plus minus 40% van die vraestel. So dit is so 60 punte graad 12. So by kaarte en planne kan jy ook lekker punte kry. As jy weet, meting is dalk nie jou sterkpunt nie, dan kan jy lekker punte opbou by kaarte en planne wat so 60 punte van die 150 is. Dan weer eens graad 12, een onderwerp wat ons kry by vraestel 1 en vraestel 2 is dan natuurlik waarskynlikheid. So waarskynlikheid is slegs
plus minus 5% van ons vraestel. So dit is min of meer so 7 tot 8 punte. So dit is net 'n klein bietjie punte graad 12, maar daai klein bietjie kan 'n groot verskil maak aan jou finale totaal uit die 150 uit. So vraestel 2 graad 12, tydsduur is 3 ure, 150 punte, meting 55% van ons vraestel, kaarte en planne 40% van ons vraestel en waarskynlikheid plus minus 5%. So nou weet ons graad 12, wat is die inhoud wat ons kan verwag in vraestel 2? So kom ons kyk na die 5 vrae. Ons weet nou al graad 12 dat ons vraestel 1 en ons vraestel 2 bestaan uit 5 vrae met ons verskeie afdelings. So vir vraestel 2, vraag 1 graad 12 is altyd ons gemengde vraag. Dit wil sê daar sal inhoud wees oor meting, kaarte, planne en dan so 'n bietjie waarskynlikheid ook. En belangrik om te onthou graad 12 dat vraag 1 is net ons vlak 1 tipe vraag. Ons sê sommer dit is ons easy peasy vraag wat in vraag 1 gevra word. So as jy lekker punte kan kry of wil opbou graad 12, dan is vraag 1 jou vraag waar jy sommer lekker vol punte kan kry, want dit is net vlak 1 tipe vraag. Niks moeilik nie, easy peasy om te beantwoord graad 12. So vraag 1, dit is 'n gemengde vraagie, meting, kaarte, planne en waarskynlikheid. So al 3 onderwerpe word vir jou gevra in vraag 1 en dit is net ons vlak 1 tipe vraag. Dan het ons vraag 2 graad 12 en vraag 2 se fokus is natuurlik op kaarte en planne. So al jou kennis wat jy het van kaarte en planne, wat jy vrou en meneer vir jou van geleer het in kwartaal 2 en in kwartaal 3, dit sal dan nou vir jou gevra word, dalk hier by vraag 2. Dan het ons vir vraag 3 graad 12, dit sal 'n metingvraagie wees, of die fokus daar sal wees op meting. So enige ietsie soos liggaamsmassa indeks, omtrek, oppervlakte, dit sal vir jou gevra word in vraag 3 graad 12. So vraag 3 sal dan fokus op meting en dan vraag 4 graad 12 is 'n integrasie weer eens van al 3 onderwerpe, meting, kaarte en planne en ook waarskynlikheid. Ons weet ook graad 12 dat waarskynlikheid sal nie 'n vraagie op sy eie wees nie. Waarskynlikheid word geïntegreer in vraag 1, 2, 3 en ook in vraag 4 en 5. So vraag 4 en 5 is dan weer 'n kombinasie van al 3 onderwerpe graad 12, kaarte en planne, meting en waarskynlikheid. So dit is dan nou die struktuur vir vraestel 2 graad 12. 5 vrae wat vir jou gevra kan word, 3 onderwerpe waarop jy moet fokus vir vraestel 2, punte totaal is 150 punte graad 12 en dan het elke afdeling sy eie aantal punte wat jy kan kry in vraestel 2. So dit is wat jy kan verwag graad 12 in vraestel 2. So ons eerste fokus gaan wees graad 12 op kaarte en planne. Ons weet graad 12 dat ons sal nie vandag by al hierdie afdelings kan uitkom nie, maar wanneer jy voorberei graad 12 vir jou finale eksamen, moet jy deur al hierdie afdelings werk natuurlik. So ons het dan nou skale graad 12, ons weet van die verskeie skale wat ons kry, verhoudingsskaal of 'n syferskaal, of dan 'n staafskaal of 'n grafiese skaal graad 12, dit is alles terme wat jy moet weet wanneer ons praat van skaal of skale. Dan graad 12 het ons planne natuurlik, dit is dan nou uitlegplanne, vloer- en aansigplanne, so al die kennis wat jy het oor planne, dit moet jy ook weet as deel van kaarte en planne. Dan het ons verskeie kaarte graad 12, jy moet ook kennis dra van al die soorte kaarte wat ons deurgewerk het vir die jaar graad 12, of dit nou 'n roetekaart is, of dit nou 'n strookkaart is, 'n landkaart, graad 12, al die kennis moet jy weet en dan ook al daai subvrae en terme wat te doen het met kaarte graad 12, dit is wat jy alles moet weet onder kaarte. Dan het ons ook gedoen graad 12 instruksies en monteringsdiagramme, hoe ons byvoorbeeld
'n tafel of 'n bank aan mekaar sou sit graad 12, of jy moet 'n instruksie skryf hoe jy nou die skroef sal vasdraai, dis net 'n voorbeeld graad 12, en dan kry jy die lysie van benodighede, of jy kry die instruksies, en jy moet nou die Lego blokkies aan mekaar dan nou kan sit. So dit is ook 'n lekker gedeelte graad 12, waar jy lekker punte kan kry. Dan graad 12 het ons vloer, aansig en ontwerpplanne graad 12, so dit is ook gewoonlik 'n lekker afdeling graad 12, waar jy ook byvoorbeeld die kombuisvloer wat geteel moet word, die suidaansig wat ons moet verf graad 12, so dit is ook 'n lekker afdeling waar jy ook lekker punte kan kry. Dan het ons nog 'n afdeling graad 12 wat verpakking is, so dit is ook gewoonlik 'n lekker vragie om te kan beantwoord graad 12, 'n verpakkingsvragie. Hoeveel blikkies pas in die lengte, breedte of hoogte, of dan nou die boek wat teen die breedte van die boks moet inpas met sy lengte, en al daai stories wat juffrou of meneer jou van vertel het graad 12, toe julle nou in kwartaal 3 verpakking gedoen het. So graad 12, dit is dan nou die belangrike afdelings waarop ons vandag dan nou gaan fokus. Soos ek gesê het, ons sal nie vandag dalk by almal kan uitkom nie, maar dit wat ons wel by uitkom graad 12, hoop ek dat ons dit lekker gaan verduidelik en lekker gaan verstaan, sodat jy gereed is vir jou finale vraestel 2. So graad 12, hier het ons nou alweer sommer vir vraag 1, so ek hoop almal het nou hulle notas en dat almal is daar by vraag 1. So heel eerste graad 12, kom ons kyk na die konteks. Onthou graad 12, konteks is belangrik. So voordat jy net wegspring om 'n vraagie te beantwoord, want jy's nou baie gretig en jy wil nou net begin beantwoord, kyk na dit wat vir jou gegee word. So ons het 'n kaart graad 12 van die bus. Dit gaan vanaf Johannesburg na Kaapstad. So ons weet hierdie kaart wat vir ons gegee word graad 12, dis die busroete vanaf Johannesburg na Kaapstad. Hulle wys ook vir ons op die kaart graad 12 die soliede lyn vanaf Pretoria, Johannesburg reg deur graad 12. Dit is dan die roete van hierdie bus. Maar dan het ook ons 'n pendelbus graad 12 en dit word verteenwoordig deur die stippellyn wat vir ons op die kaart aangedui word. So dit is daar van Pietermaritzburg af deur tot by Kokstad. Dit is dan ons pendelbusroete. Dan op ons kaart ook graad 12 het ons verpligte oornagplekke. So kom ons kyk of ons dit kan sien. Ons sien daar by Durban is 1 graad 12. Dit is dan nou 'n verpligte oornagplek. En dan as ons verder afbeweeg graad 12, hier by Port Elizabeth, het ons nog 'n verpligte oornagplek. So die sleutel wat vir jou gegee word graad 12, moet jy natuurlik gebruik en kyk waar word dit vir jou aangedui op jou kaart. Dan het ons ook die toeriste hostel of die hostel daar graad 12, so op ons kaart word dit ook dan nou vir ons aangedui. So wanneer jy nou seker is van, dit is my busroete, dit is my pendelbusroete, dit is my verpligte oornagplekke, nou gaan jy na die vraag graad 12 en nou gaan jy sien, maar die vraag is eenvoudig, want ek het nou al reeds vir my afgemerk of omkring of onderstreep dit wat van belang is, so nou gaan my vrae sommer baie makliker wees, want jy het nou eers te gaan kyk na, wat sê jou kaart vir jou, wat dui jou kaart vir jou aan, en ook belangrik graad 12, hier het ons 'n instrument wat ons noem ons kompas. So ons kompas word ook vir ons op die kaart aangedui graad 12, so nou moet jy weet, daar mag dalk ietsie vir jou gevra word, oor die algemene rigting. In watter rigting sal jy gaan as jy by Durban is en jy is op pad Oos-London toe. So in watter rigting sal jy gaan, en dit is dan waarom ons vir jou 'n kompas op die kaart gee graad 12, sodat jy kan weet in watter rigting jy beweeg. So ons het noord, oos, suid en wes natuurlik graad 12. So dit is dan ons kompas vir hierdie spesifieke kaart. So dit is dan nou die konteks graad 12, so wanneer jy jou kaart kry,
Probeer eers sin maak en verstaan wat word aangedui op my kaart en nou beweeg jy na die vraag toe en dan sal jy sien die vraag is sommer easy peasy, want jy weet reeds waar sit jou belangrike aspekte op jou kaart. So dit is dan vir vraag 1 graad 12. Ons weet dit is 'n kaart, die bus, Johannesburg na Kaapstad. So nou weet ons waarheen ons op pad is graad 12. Ons gaan vanaf Johannesburg reg deur tot in Kaapstad. So nou weet jy ook nou al, dit is die plek waar jy begin en dit is jou eindbestemming waar jy moet uitkom. So kom ons gaan voort graad 12. So 6 minute graad 12 vir aktiwiteit 1.1 tot 1.5. So asseblief graad 12, moenie huiwer om julle vrae met ons antwoorde met ons te deel nie. Vra juffrou of meneer om 'n foto te neem van die antwoorde en deel dit dan met ons op die groep. So ons het 5 vrae graad 12 en dit het te doen met die kaart wat ons nou oor gesels het, die busroete vanaf Johannesburg na Kaapstad. So kom ons kyk na die antwoorde en of julle sommer lekker gewerk het. So die eerste vraag in graad 12 was gewees, identifiseer die tipe kaart wat hierbo gebruik word. So die tipe kaart graad 12 wat hulle gebruik is dan nou 'n roetekaart graad 12 en ons is op pad vanaf Johannesburg na Kaapstad met hierdie bus of natuurlik die pendelbus. So ons is op pad vanaf Johannesburg reg deur tot in Kaapstad. So die tipe kaart graad 12 is dan nou 'n roetekaart wat vir ons aangedui word. So ek hoop julle kon die antwoord daar reg kry graad 12. So as jy dit reg gekry het, gee vir jouself lekker 2 volle punte. Ons volgende vraagie, gee die naam van die 5de dorp op die kaart van Durban na Kaapstad. So Durban graad 12, daar het ons vir Durban. Ons is op pad dan nou na Kaapstad toe, maar hulle wil weet die 5de dorp op die kaart van Durban na Kaapstad. So dit is 1, 2, 3, 4, 5 graad 12. En daar sien ons daar die 5de dorp, want in dag graad 12, ons is mos nou sterk op pad na Kaapstad toe. So die 5de dorp vanaf Durban op pad Kaapstad toe, dis 1, 2, 3, 4, 5 en ons 5de dorp wat ons by uitkom graad 12 is Tata. So dit is waar ons aan die antwoord kom graad 12, die 5de dorp vanaf Durban op pad Kaapstad toe, 1, 2, 3, 4, 5. So ons antwoord daar graad 12 is dan nou Tata. So as jy dit reg gekry het graad 12, gee vir jou 2 volle punte. So vir die wat dalk nog 'n oomblik nodig het, net om seker te maak hulle weet hoe ons daarby uitgekom het, daar is ons 5 dorpe en die 5de dorp is dan nou Tata. So volgende vraag in graad 12, hoeveel verpligte oornagplekke is op die roete van Johannesburg na Kaapstad? So ons het vroeër gesê graad 12, dit is hoe ons verpligte oornagplekke aangedui word. So op ons roete vanaf Johannesburg reg deur tot in Kaapstad, daar by Durban het ons 1 graad 12 en dan sien ons weer hier onderkant by Port Elizabeth, daar het ons tweede oornagplek. So ons antwoord graad 12 is 2 oornagplekke. So dit is die sleutel wat vir ons gewys word, hoe dui hulle vir ons die verpligte oornagplekke aan. So daar is 1 in Durban graad 12 en dan 1 in Port Elizabeth. So die aantal is dan 2. So 2 volle punte verdien jy. So graad 12, die eerste 3 vrae wat ons nou gehad het, dit is nog vlak 1 vraag graad 12. So dit is die tipe vraag waar jy 2 uit 2 moet kry graad 12, want dit is niks moeilik nie. Alles kom vanaf die kaart af natuurlik. So daai eerste 3 vragies, dit was nog net vlak 1 tipe vraag. Ons volgende vraag in graad 12, watter vervoermiddel sal die geskikste wees as u van Pietermaritzburg na Kokstad reis? So op ons kaart graad 12, daar is Pietermaritzburg, daar is Kokstad. So nou vra hulle vir ons graad 12 die vervoermiddel wat die beste vir ons sal wees as ons nou reis vanaf Pietermaritzburg tot in Kokstad. So daar sien ons graad 12 die beste of geskikste vervoermiddel vir ons sal dan wees die
pendelbusdienste graad 12, want daar kan ons sien vanaf Pietermaritzburg tot in Kokstad graad 12, dit is die stippellyn wat vir ons aangedui word, en die stippellyn wys dan nou vir ons, maar dit is die pendelbus wat ons sal gebruik. So ek hoop graad 12, jy kon lekker 2 uit 2 kry vir daai vraagie. So die vervoermiddel wat gebruik sal word, vanaf Pietermaritzburg tot in Kokstad graad 12, dit word vir ons aangedui deur die stippellyn, en die stippellyn word verteenwoordig deur die pendelbusdienste. So 2 uit 2 vir daardie vraagie. Ons volgende vraagie, graad 12, gee die algemene rigting wanneer jy van Kokstad na Oos-London reis. So rigting graad 12, ons het vroeër gesê dat hierdie is ons instrument en dit is ons kompas. Dit is dan nou wat ons gaan gebruik om die algemene rigting te kry. En ons gaan vanaf Kokstad graad 12 na Oos-London. So Kokstad graad 12, daar het ons vir Kokstad en ons is op pad na Oos-London. So daar is Oos-London en ons wil weet graad 12 in watter rigting gaan ons nou beweeg vanaf Kokstad na Oos-London. So graad 12, om dit vir jou makliker te maak, trek jy mos nou vir jou 'n kompas daar by Kokstad. Ons weet noord is daar is oos, suid, wes, en nou kan ons sien graad 12 dat ons gaan beweeg in 'n suidwestelike rigting. Jammer graad 12, dit is bietjie skeef en krom daar nou uitgekom, maar ons gaan in 'n suidwestelike rigting beweeg. So ons gaan vanaf Kokstad graad 12 na Oos-London. So ons kompas plaas ons by Kokstad graad 12, noord, oos, suid, wes, en nou is dit baie maklik vir ons om te sien in watter rigting ons sal beweeg. So dit is dan in 'n suidwestelike rigting. Vanaf Kokstad na Oos-London beweeg ons in 'n suidwestelike rigting. So ek hoop graad 12, 2 uit 2 het jy gekry vir daai vraagie. So om die algemene rigting te kan bepaal graad 12, het ons kompas nodig. So die kompas vir hierdie gegewe kaart graad 12, noord wys in die opwaartse rigting, en nou pas ons mos die res van ons rigtings aan. So noord, oos, suid, wes, so tussen suid en wes is Oos-London graad 12, so ons sal beweeg vanaf Kokstad na Oos-London in 'n suidwestelike rigting. So dit was dan nou gewees vir die eerste gedeelte van vraag 1 graad 12. So 1.6 graad 12, lekker 6 punte. Jy het 5 minute om dit te voltooi graad 12. Daar is vir ons 'n formule wat gegee word. Tyd is gelyk aan afstand oor spoed. Afstand word vir ons gegee graad 12. Ons moet gaan bewys of verifieer deur middel van berekeninge of die busbestuurder se stelling geldig is. So 5 minute graad 12 en dan gaan ons dit lekker saam deurwerk. Graad 12 tyd is verstreke. Ek hoop julle kon hierdie vraagie sommer lekker beantwoord het vir 6 punte. So graad 12, die bus ry 'n afstand van 1395 km van Johannesburg na Kaapstad. Die bus moet vir 30 minute by al die verpligte stopplekke moet hy stop. Die bestuurder beweer dat 'n enkele rit 14 uur 57 minute duur as die bus teen 'n gemiddelde spoed van 100 km per uur ry. So dan gee hulle vir ons 'n formule graad 12 en vra dan nou dat ons moet gaan verifieer deur alle berekeninge te toon of die bestuurder se stelling geldig is al dan nie. So belangrike inligting graad 12 wat vir ons gegee word. Ons het ons afstand en dan het ons ook ons spoed graad 12. En dan graad 12 net vir die verpligte stopplekke 30 minute en dan weet ons vanuit die vorige vraagie graad 12 het ons gesien daar is 2 verpligte stopplekke. So dit gaan ook later in berekening gebring word. So graad 12, ons afstand is 1395 km wat ons het gedeel deur ons spoed graad 12. Die
Die bus ry teen 'n gemiddelde spoed van 100 km per uur, so dit gee dan vir ons 13,95 ure. Graad 12 en die bestuurder sê 14 uur 57 minute. So die berekening wat ons daar gedoen het, graad 12, 13,95, dit is nog net ure. Nêrens het ons nou nog 'n omskakeling gemaak, graad 12, vanaf ure na minute nie. Ons het net gesê dit is die afstand gedeel deur ons gemiddelde spoed, so dit het vir ons gegee 13,95 ure. So dit is die eerste gedeelte wat ons doen, graad 12. So nou wil ons graag weet, graad 12, hoeveel minute het ons dan nou uit hierdie 13,95 ure. So ons weet, graad 12, dat 13 is ons volle aantal ure. So ons gaan oorbly dan nou daar, graad 12, as ons sê 13 minus 13,95 minus 13 volle ure, graad 12, bly ons oor met 0,95 ure. Belangrik, graad 12, nêrens het jy 'n omskakeling gedoen nie, so ons is nog steeds in ure. So ons minus die volle ure, graad 12, en ons wil graag by minute uitkom. En nou weet ons, graad 12, om te herlei van ure na minute, vermenigvuldig ons met 60. En dit gaan vir ons gee, graad 12, 57 minute. So nou eers, graad 12, het ons 'n omskakeling gedoen vanaf ure na minute. So dit wil sê, graad 12, die bus is dan nou 13 ure 57 minute. Maar onthou, graad 12, ons het nou nog net bereken die tyd wat dit neem vir hierdie bus om te reis vanaf Johannesburg na Kaapstad. Daar is nog 'n belangrike stukkie inligting wat ons nou gaan byvoeg om te kan sê of die stelling geldig is of nie. So heel eerste, graad 12, het ons gaan kyk na wat is my afstand? 1395 km oor my gemiddelde spoed van 100. So dit het vir my gegee 13,95 ure. So ons wil nou herlei, graad 12, van ure na minute. So ons minus ons volle aantal ure, graad 12, dit is die 13, en toe bly ons oor met die 0,95 ure, en dit het ons vermenigvuldig met 60, wat toe vir ons gee 57 minute. So die rit, graad 12, vanaf Johannesburg na Kaapstad, 13 ure 57 minute, sonder ons stopplekke, graad 12. So ons moet nou nog ons stopplekke ook in berekening inbring. So ons stopplekke het ons mos gesê, daar is 2 verpligtes, graad 12, en elkeen van hulle is 30 minute. So dit is dan 2 maal 30, wat vir my gee 60 minute. En as ons 60 minute herlei na ure, graad 12, gee dit mos natuurlik vir my 1 uur. En nou kan ons gaan sien, graad 12, wat is ons totale tyd? So ons totale tyd is dan nou die 13 ure 57 minute plus daai volle uur, graad 12, en dit gee vir my 14 ure 57 minute. En nou kan ons gaan sê, graad 12, op grond van 14 uur 57 minute, of my stelling geldig is. So jy moet jou antwoord afeindig met graad 12. Dit wil sê, die stelling is geldig. 6 uit 6, graad 12. As jy eindig by 14 uur 57 minute, dan gaan jy net 5 uit 6 uitkry, graad 12. So ek sal dit nou weer verduidelik, graad 12, op die volgende skyfie. So daar ook, graad 12, kom ons kyk die punte wat jy gaan kry en waar kry jy punte. So graad 12, die afstand was vir ons gegee, 1395 km, gemiddelde spoed, 100 km per uur, en dit gee vir ons die 13 uur 57 minute. So tot daar, graad 12, het jy al reeds 3 uit 6.
So hoe kry jy nou die res van jou punte? Toe het ons gaan sê graad 12, dit is die 13 uur 57 minute, plus ons verpligte stopplekkies. En ons het gesien graad 12, daar was 2 verpligte stopplekkies, een in Durban, een in Port Elizabeth, en dit is waar die 2 vandaan kom. En elke stoptyd graad 12 is 30 minute. So 2 maal 30 gee vir my 60 minute, en as ons herlei van minute na ure, dan kry ons mos natuurlik 1 volle uur, en dit is hoe ons kom by 14 uur 57 minute. En die busbestuurder het gesê graad 12 vir 'n enkel rit met die stopplekkies in, neem dit 14 uur 57 minute, so die busbestuurder se stelling is dan korrek, of dit is geldig. So graad 12, ons gaan net so 2 sekondes gee vir wie dalk nog dit wil skryf, of net wil verbeteringe doen. So graad 12, dit is dan nou hoe ons hierdie 6-punt sommetjie ontleed het, graad 12. Dit lyk soos baie punte, maar as jy lekker rustig daardeur werk, graad 12, jou afstand was gegee, die stoptyd 30 minute, en jy weet vanuit 'n vorige vraagie, die verpligte stopplekke was 2 gewees, en ook belangrik graad 12, die bus ry teen 'n gemiddelde spoed van 100 km/h, en toe maak ons dit vir jou nog makliker graad 12, deurdat ons vir jou reeds die formule gee. So jy het nie nog nodig gehad om die formule te herskryf of te wonder, hoe moet jy nou doen nie? Afstand gedeel deur spoed, en die res het jy self gedoen graad 12, en dan moet jy jou antwoord afeindig met korrek graad 12. Dit is belangrik dat jy dit doen, indien nie, gaan jy net 5 uit 6 uitkry. So jy moet jou antwoord afeindig met jou gevolgtrekking graad 12, so op grond van ons berekeninge, want die vraagie sê, deur alle berekeninge te toon. So jy moet berekeninge wys graad 12, hoe jy dan nou bewys of die bestuurder wel korrek is al dan nie, en op grond van berekeninge is die busbestuurder korrek. So ek hoop julle kon hierdie 6-punt vraagie beantwoord graad 12, en dat julle dit interessant gevind het. Indien nie, plaas 'n sterretjie daar by graad 12, sodat juffrou of meneer nog vir jou daarmee kan help, of vra by 'n maatjie wat dit dalk reg gekry het. So dankie graad 12 dat julle dit probeer het. Kom ons gaan voort. So ons volgende ene graad 12 is vraag 2. Die kaart hieronder toon die roete van Pretoria na Durban, en omgekeerd graad 12. So nou het ons weer 'n ander tipe kaart wat vir ons gegee word graad 12. So ons gaan nou van Durban na Pretoria, of dan nou Pretoria na Durban. So as ons gaan Durban na Pretoria graad 12, gaan ons in hierdie rigting. As ons Pretoria na Durban gaan, dan kom ons in die teenoorgestelde rigting, of omgekeerd soos dit wat hulle vir ons gee. So wat sien ons dan nou hier op hierdie kaart graad 12? So ek hoop jy het nou vir jouself gesê, hierdie kaart is hierdie tipe kaart graad 12. Dit is 'n vraagie, so ons sal nou daarby uitkom. So wat sien ons op hierdie kaart graad 12? Ons sien dorpe op die roete, ons sien natuurlik nasionale paaie, die N3, die N5, die N11 graad 12, ons sien afstande wat vir ons aangedui word graad 12, so die afstande word vir ons in die pyle aangedui graad 12, of ons nog gaan Durban tot Pretoria, en of ons nog gaan Pretoria tot by Durban. Ons kan sien as ons by Durban is graad 12, is dit 0 tot 557 km, en as ons kom Pretoria tot by Durban, is dit 0 tot 557 km. So dit is die afstande wat vir ons gegee word graad 12, die nasionale paaie wat vir ons aangedui word, en dan ook natuurlik die verskeie dorpe waar jy dan nou sal verbygaan wanneer jy op pad is Durban tot in Pretoria of omgekeerd. So kom ons kyk na wat vra die vraag vir ons graad 12. 8 minute graad 12 vir aktiwiteit 2.1 tot 2.5. Probeer dit saam met jou maatjie deurwerk graad 12, of sommer lekker daar op jou eie, sodat jy kan verstaan hoe werk hierdie tipe kaart. Ons sal nou sê,
watter tipe kaart dit natuurlik is graad 12 en dan sal jy lekker die vragies kan beantwoord. So 8 minute graad 12 en dan werk ons dit lekker deur saam. So ek hoop julle kon lekker saamwerk aan hierdie vragies graad 12. So kom ons beantwoord. So die eerste vragie graad 12, watter tipe kaart word hierbo vertoon? So dit is dan 'n strookroetekaart of in kort 'n strookkaart. So graad 12, dit sê ook vir ons roete, Pretoria na Durban. So die tipe kaart wat vertoon word graad 12 is 'n strookroetekaart of in kort net 'n strookkaart. So daarvoor verdien jy lekker 2 punte graad 12. So as jy dit reg het, gee vir jou 2 volle punte. Graad 12, ek hoop julle geniet nog die sessie en julle sien nog uit na die res van die vrae wat volg. Volgende vragie. Is die letter A, B of C wat nie op hierdie kaart van toepassing is nie? Dit wil sê graad 12 nie wat van toepassing is op hierdie kaart nie. So is dit A. Die kaart is nie volgens skaal geteken nie. Natuurlik weet ons dit van 'n strookkaart graad 12. Dit is nie op skaal geteken nie. B. Die paaie word nie met reguit lyne vertoon nie. So daar kan ons sien graad 12, paaie word wel met reguit lyne aangedui graad 12. So dit is dan nou B, want die werklike afstande word vertoon. Dit weet ons ook graad 12. So die werklike afstand tussen Pretoria en Durban, 557 km. So C is dan korrek graad 12. A is ook reg. So die een wat nie van toepassing is nie, is B graad 12. Paaie word nie met reguit lyne vertoon nie. Ons kan sien op hierdie roetekaart graad 12 dat die paaie word vir ons pragtig mooi in reguit lyne aangedui. So ons antwoord dan nou graad 12 op vraag 2.2 is B. En daarvoor verdien jy ook 2 volle punte. So ek hoop julle kon dit sien graad 12. Onthou ook, ons het verskeie soorte kaarte graad 12 en elkeen het mos maar sy eie unieke voordele en nadele wat saam met 'n strookkaart of 'n padkaart of 'n nasionale kaart gaan graad 12. So ons moet daardie ook van kennis dra. Behalwe dat jy net weet dat dit is 'n strookkaart, jammer graad 12, of 'n strookroetekaart, moet jy ook weet die eienskappe wat saam met 'n strookkaart dan nou gepaard gaan graad 12 en natuurlik ook mos die definisie weet van 'n strookkaart. So dit is dan nou B graad 12. Dan die volgende vraag in graad 12. Skryf die totale afstand vanaf Pietermaritzburg na Pretoria neer. So ons is nou op pad graad 12, Pietermaritzburg. Daar is Pietermaritzburg graad 12 tot by Pretoria. So daar is Pretoria graad 12. So ons wil graag weet wat is die afstand. So Pietermaritzburg na Pretoria. So die afstand graad 12 488 km. So Pretoria graad 12 is 557. Pietermaritzburg 69 km. Onthou ons het nou gesê graad 12. Dit is dan ons werklike afstande wat vir ons aangedui word. So wanneer ons gaan van Pietermaritzburg tot in Pretoria graad 12, is dit dan nou 488 km. So dit is die 557 km minus 69 km. Dit gee vir ons 488 km. En daarvoor verdien jy ook 2 volle punte. As jy net geskryf het 488 km graad 12, raai hoeveel punte gee ons vir jou? 2 volle punte graad 12. So as jy net geskryf het 488 km, verdien jy ook jou 2 volle punte. Volgende vraagie, 2.4. Skryf die nasionale paaie wat gebruik moet word om van Pretoria na Bethlehem te reis. So Pretoria graad 12, ons is op pad na Bethlehem, daar is Bethlehem. So nou kom ons mos nou, as ons Pretoria verlaat, is ons op die N3 graad 12, reg af tot daar by Harry Smith, dan gaan ons draai graad 12, sodat ons by Bethlehem kan uitkom. So ons gaan vanaf die N3 op die N5 graad 12, so die 2 nasionale paaie wat ons gaan gebruik,
vanaf Pretoria op die N3, dan gaan ons afdraai hier by Harry Smit graad 12 op pad Bethlehem toe en dan gaan ons op die N5 ry. So dit is dan die twee nasionale paaie graad 12, die N3 en natuurlik ook die N5, want ons is op pad vanaf Pretoria tot in Bethlehem en daarvoor kry jy ook lekker 2 punte graad 12. So ek hoop julle kon daai 2 punte kry graad 12. Dit is ook nog 'n vlak 1 tipe vraagie. Dan sê dit volgende vir ons graad 12, 'n persoon ry vanaf Bergwil na die N3. So hier het ons vir Bergwil graad 12. So ons gaan nou in hierdie rigting op pad vanuit Bergwil op die N3. So nou wil ons weet graad 12, gaan daardie persoon links of regs moet draai as hy of sy na Pietermaritzburg toe wil gaan. So ons is nou hier op die N3 graad 12, ons wil nou weet, draai ons links of draai ons regs, want ons moet hier uitkom by Pietermaritzburg. So graad 12, wanneer jy nou 'n tipe vraagie het soos hierdie, moet jy nou vir jou in daai posisie insit, sodat jy kan weet, gaan ek links of gaan ek regs? So jy moet jou kaart so kan draai graad 12, dat jy is nou daar by Bergwil, jy is nou by die kruising, jy wil nou weet, draai ek links of draai ek regs, want my bestemming is nou Pietermaritzburg. So nou gaan ons regs draai graad 12, so daarvoor verdien jy ook lekker 2 punte. So belangrik graad 12, wanneer jy 'n vraagie soos hierdie kruis moet kry, moet jy nou links of moet jy nou regs, sit jy vir jou in daai posisie in 'n graad 12, sodat jy nie onnodig 2 punte kan verloor nie, want dit gaan maklik vir jou wees, nee, kom ons gaan links, en dan gaan jy heel in 'n verkeerde rigting in. So ons gaan hier op die N3 regs draai graad 12, sodat ons by Pietermaritzburg kan uitkom. So ons gaan dan regs draai, en daar kry jy 2 volle punte. Dan graad 12 het ons vir vraag 3, so ek hoop julle het vir vraag 2 geniet graad 12, dit was net vlak 1 tipe vraag, en dat jy al daai punte daar kon gekry het. So ons volgende vraagie graad 12 is dan nou vraag 3. So vraag 3 gee vir ons 'n lekker sitplekplan van die Kaapstad Stadion. So daar het ons die sitplekplan graad 12, onthou, sitplekplanne, dit is deel van kaarte graad 12. So voordat ons nou net gaan begin beantwoord, dit sê vir ons by hulle A, toon 'n sitplekplan van die Kaapstad Stadion. Gebruik by hulle A om die vraag te beantwoord. So nou gaan ons kyk daar graad 12, hulle gee vir ons daai pyl daar, wys vir ons, dit is die kompas. So graad 12, ons het dan ingang 1, ons het ingang 2, ons het ingang 3, en dan wys dit vir ons ingang 3 is daar op pad na die waterfront toe graad 12. Belangrik ook hier in hierdie hoekie graad 12, gee hulle vir ons die sitplekke. So nou weet ons by ingang 1 graad 12, as jy in daardie kant gaan sit, in hierdie blok graad 12, daar kan 11.449 mense sit. Dis die aantal sitplekke wat daar aangedui word. Ingang 2, 12.590. Ingang 3, 15.661. Ingang 4, 12.586. En in totaal graad 12, 52.286 sitplekke altesaam. So dit is dan die Kaapstad Stadion graad 12. So hulle wys vir ons daar graad 12, dit is die stadion, die ingange graad 12 en dan ook die sitplekke. Verder die fynere detail op die kaart graad 12 is dan nou ook die verskeie hekke waar jy kan ingaan. Hulle wys ons daar waar jy kan gaan luister vir inligting of vir inligting vir navraag graad 12. So dit is dan nou die sitplekplan wat vir ons aangedui word graad 12. So die vraag wat gaan volg, gaan te doen het met hierdie stadion wat vir ons gegee word en natuurlik ook die aantal sitplekke graad 12. So kom ons kyk na die vraag. Lekker 8 minute graad 12 wat julle het vir die 3 vraag graad 12. 'n lekker 5-punt vraagie. Neem jou tyd graad 12, ontleed die vraag, kyk wat vir jou gevra word, kyk na die sitplekplan graad 12 en beantwoord die vraag wat vir jou gevra word en jy het 8 minute om dit te voltooi.
Ek hoop die tyd is verstreke. Ek hoop julle het lekker gewerk aan hierdie 3 vrae graad 12. So kom ons kyk na die oplossings. So die eerste vraagie is dan nou, bepaal die rigting waarin 'n persoon sal kyk as die persoon by ingang 3 uitkom graad 12. As die persoon daar by ingang 3 gaan uitkom, verskaf 'n rede vir jou antwoord. So ons het vroeër gesê graad 12 dat ons 'n kompas, daar is die kompas, so ons wil weet graad 12 in watter rigting 'n persoon sal kyk wanneer hy of sy dan nou uitkom by ingang 3. So daar het ons vir uitgang 3 graad 12. So as ons nou ons kompas sou het graad 12, ons weet noord is in daardie rigting, oos, suid en wes. So wanneer die persoon gaan uitkom graad 12, dan gaan die persoon die stadion verlaat in 'n suidelike rigting. So die rigting graad 12 waarin die persoon gaan kyk, sal wees suid. En die rede vir ons antwoord is dan nou, wanneer die persoon ingang 3 of uit gaan kom by die ingang graad 12, dan gaan die persoon in 'n suidelike rigting kyk. So die persoon verlaat daar die uitgang graad 12 en die persoon kyk dan nou in 'n suidelike rigting. So wanneer die persoon die stadion verlaat, is dit die rigting waarin die persoon sal kyk. So dit is dan 3 volle punte graad 12. Dit is 1 punt vir die rigting wat jy sal sê suid en dan 2 punte vir die verduideliking. Wanneer die persoon die stadion verlaat, kyk die persoon in 'n suidelike rigting. So ek hoop julle kon daai vraagie daar beantwoord het graad 12. Indien daar enige vrae is, dan kan jy net jou onderwyser of jou maatjie vra as jy nog nie lekker weet hoe ons nou gesê dat jy gaan in 'n suidelike rigting kyk wanneer jy daar by ingang 3 uitkom nie. So jy verlaat die stadion en jy kyk dan in 'n suidelike rigting. En hoe het ons by suid uitgekom graad 12? Met behulp van ons kompas. So dit was vir 3.1. Dan 3.2 graad 12. As alle sitplekke in die stadion beskikbaar is om gebruik te word, bepaal die waarskynlikheid as 'n persentasie om lukraak, willekeurig, ewekansig, almal beteken dieselfde woordjie graad 12, 'n sitplek in blokke 401 tot 403 te probeer kry. So nou moet ons gaan kyk graad 12, waar is sitplek blokke 401 tot 403? Dit wil sê 401, 402 en 403. Wat is die kans dat ons 'n sitplekkie in een van daai blokke gaan kry as 'n persentasie? So as ons gaan kyk graad 12, ons gaan hier by ingang 1 wees, dan sien ons daar graad 12 is 401, 402 en 403. Dis baie fyn graad 12, maar die aantal sitplekke wat ons kry by 401 is 390 plus 402 graad 12. As ons daar gaan kyk na die fynskrif, dan sien ons dit is ook 390 sitplekke wat daar gevind word, en dan 403 graad 12 is dan nou 286. So dis die fynskrif wat daar is graad 12. So dit is die aantal sitplekke 401, 402 en 403. So dit gee vir ons 'n totale aantal van 1066 sitplekke graad 12. So die vraagie is, ons moet die waarskynlikheid gaan bepaal as 'n persentasie om 'n sitplekkie te kry in 401 of 402 of 403. So die totale aantal graad 12 vir daai 3 blokke is 1066 sitplekke van die totaal graad 12. En ons het gesien hier by hierdie blokkie, die aantal sitplekke wat daar is in totaal graad 12, 52.286. So nou kan ons die waarskynlikheid as 'n persentasie bepaal graad 12. So die waarskynlikheid as 'n persentasie, graad 12, so dit is dan nou 1066 gedeel deur graad 12, die totale aantal sitplekkies van 52.286, en dit gee dan nou vir ons 'n antwoord van 2,0
0,04%. Onthou ook graad 12, ons moet nog vermenigvuldig met 100, want dit is ons waarskynlikheid as 'n persentasie. So die waarskynlikheid graad 12 om 'n sitplekkie te kry in blokke 401 tot 403 is dan 2,04%. So 401 graad 12 is dat 390 sitplekke, 402 390 sitplekke en dan in blok 403 286 sitplekke. So die totale aantal vir daai 3 blokke graad 12 is 1066 sitplekke en nou kan ons die waarskynlikheid bepaal as 'n persentasie van die totale aantal sitplekke wat daar in die stadion is graad 12. So dit is dan 1066 deel 52.286 vermenigvuldig met 100, want ons antwoord moet wees in persentasie, so dit is dan 2,04%. So ek hoop julle kon dit reg kry graad 12, ek sal dit nou weer wys net op die volgende skyfie. Dan het ons vir vraag 3.3 graad 12. 3.3 vraag, bereken die skaal afgerond tot die naaste 100 van die uitlegplan as die lengte van die speelveld 125 meter is. So nou moet ons weet graad 12, ons moet nou die stappe ken van hoe bepaal ek die skaal vanaf my uitlegplan. So nou is daar mos sekere stappe wat gevolg moet word graad 12. So jou heel eerste stap graad 12 is, jy moet gaan meet. So as ons gaan meet die lengte graad 12, volgens my uitlegplan het ek gekry 8,5 centimeter. Of dan nou in millimeter kan jy ook gaan meet graad 12. So volgens my uitlegplan graad 12 kry ek 8,5 centimeter. Julle se uitlegplanne mag dalk dieselfde wees, al dan nie graad 12 is dit dan verklein, so dan pas jy mos nou net jou gegewe skaal aan volgens dit wat jy gemeet het. So die lengte graad 12 is 8,5 centimeter. Dit was die eerste stap wat jy moes doen. Jy het gemeet 8,5 centimeter of natuurlik kan jy ook gekry het 85 millimeter. Die tweede stap sê vir ons graad 12 dat ons moet nou die kaart of die plan gelykstel aan die werklikheid. So nou graad 12 is dit 8,5 gelyk aan 125 meter. Daar het ons centimeter. So graad 12, ons weet ook natuurlik, as ons eenhede nie dieselfde is nie, dan kan ons mos natuurlik nie verder werk nie. So ons moet eers ons eenhede dieselfde kry. So stap 1, ons het gemeet. Stap 2, stel ons die kaart gelyk aan die werklikheid graad 12 en nou kan ons in stap 3 graad 12 kry ons natuurlik ons eenhede dieselfde. En nou gaan ons herlei van meter na centimeter. En ons weet natuurlik graad 12 van meter na centimeter vermenigvuldig ons met 100. So aan ons regterkant graad 12 eindig ons nou op met 12.500 centimeter. So aan ons linkerkant het ons nog steeds vir 8,5 centimeter. So nou is ons eenhede dieselfde graad 12 en wanneer ons eenhede dieselfde is graad 12 in stap 4, deel ons aan albei kante met die getal aan die linkerkant. So in stap 4 graad 12 gaan ons nou deel aan albei kante met 8,5. So 8,5 deel met homself gaan ons vir my gee 1 centimeter. 1 centimeter graad 12 aan ons linkerkant. Aan die regterkant deel ons ook dan nou met 8,5 en dit gaan vir my gee 1470,588. En dan graad 12 om af te rond, soos die vraagie sê, tot die naaste 100 gaan ons het 1 centimeter is gelykstaande aan 1500 centimeter. En nou kan ons gaan sê graad 12 dat die skaal, dit wil sê, die skaal is nou 1 tot 1500
500. Ek sal dit nou beter wys graad 12. So ons skaal graad 12 tot die naaste 100 is dan nou 1 tot 1500. So kom ek wys gaan net dit baie beter op die volgende skyfie. So ons het gesê graad 12 vir vraag 3.1 suid. So wanneer jy daardie uitgang verlaat jy die stadion. Dit is wat ons gesê het vir 3.1. 3.2 graad 12 het ons dan die persentasie gekry wanneer jy in daai blokke sou sit 401, 402 of 403, 2,04%. En dan het ons nou die skaal graad 12 vir lekker 5 punte. So heel eerste het ons gemeet graad 12, 8,5 cm of natuurlik 85 mm. Soos ek gesê het graad 12, my afmeting mag dalk verskil van julle afmeting as gevolg van die kaart wat verklein is of vergroot is. Dan graad 12 stap 2, stel ons die kaart gelyk aan die werklikheid. Dit was vir ons gegee. In stap 3 graad 12 kry ons die eenhede dieselfde. So van meter na centimeter is vermenigvuldig met 100 graad 12 en dit het vir ons gegee 12.500. Stap 4 deel ons aan albei kante graad 12 met die getal aan die linkerkant om vir ons 'n skaal te gee van 1 tot wat dit ook al mag wees. So 8,5 deel 8,5 aan die linkerkant is 1. 12.500 deel 8,5 aan die regterkant is 1.470,588235 en omdat die vraagie gesê het tot die naaste 100 graad 12, rond ek dan nou my skaal af tot 1 tot 1.500. So 5 volle punte het jy daarvoor verdien graad 12. Indien jy nog onseker is, hoe bepaal jy die skaal van 'n kaart graad 12? Vra vir juffrou of meneer om net weer vir jou te verduidelik. So, dit was dan dit vir vraag 3 graad 12. So, kom ons gaan voort. Daar so is 'n lekker breinbreek graad 12. Gebruik die tyd om jou bene te strek, asem te haal, bietjie water te drink graad 12. En dan is ons nou terug vir die tweede gedeelte graad 12 van die sessie, wat sal wees oor meting. So ek hoop graad 12 julle die eerste gedeelte geniet van kaarte en planne. So 3 minute graad 12, dan sien ons mekaar nou weer. Graad 12, ek hoop julle het die kort breinbreek geniet. So kom ons gaan voort graad 12 met meting. So graad 12, wat kan ons dan nou verwag onder meting, die afdelingsgraad 12? Dit is dan nou omskakelingsgraad 12 of herleidings. Dit wil sê jy moet kan herlei tussen grade Celsius, grade Fahrenheit, meter na centimeter, kiloliter na liter graad 12. Al daai tipe omskakelings moet jy kan doen, ure na minute na sekondes graad 12, en dan ook graad 12 moet ons meet lengte, afstand, massa, volume, temperatuur, dan het ons ook omtrek, oppervlakte, buiteoppervlakte, volume en tyd natuurlik graad 12. So dit is van die afdelings wat jy kan oorgetoets word graad 12 wanneer ons kom by meting. En onthou graad 12, ons het vroeër gesê, meting is 55% van jou vraestel 2. So dit is baie punte graad 12. So as jy die basiese goed kan doen graad 12 soos omskakelings, wat belangrik is graad 12, want jy weet, jy kan nie verder werk as jou eenhede nie dieselfde is nie. Daarvoor gaan jy gepenaliseer word graad 12. So omskakelings, dit is die basiese dinge wat jy moet weet graad 12. Jy moet omskakelings kan doen of herleidings sodat jou berekeninge korrek kan wees. So dit is dan nog van die afdelingsgraad 12 waaroor jy getoets kan word in vraestel 2 onder die afdeling van meting.
So vraag 1 graad 12, hier het ons dan nou 'n foto van 'n instrument wat gebruik word om temperatuur te meet. So graad 12, as jy nou kyk na hierdie instrument, dan dink ek so terug aan 2020, 2021, toe dit nog COVID-19 was, dan het ons mos hierdie instrument gebruik om jou temperatuur te meet. So graad 12, ons het 'n instrument wat temperatuur meet en ons weet wanneer ons te doen het met temperatuur graad 12, het ons mos gewoonlik grade Celsius of natuurlik grade Fahrenheit. So dit is die eenhede wat ons gebruik wanneer ons te doen het met temperatuur of grade Celsius of grade Fahrenheit. En jy moet kan omskakel of kan herlei tussen grade Celsius en grade Fahrenheit en dan ook omgekeerd graad 12. So as ons kyk op hierdie instrument graad 12, het ons 89,6 grade Fahrenheit graad 12. So die eenheid word vir ons daar gegee op hierdie instrument graad 12. So die instrument word dan nou gebruik om temperatuur te meet. So ek is seker julle het nou al vir julle self gesê daar graad 12, die tipe instrument wat ons gebruik om temperatuur te meet is dit graad 12. Want soos ek sê, toe ons nog COVID-19 tydperk was, het ons hierdie instrument gebruik om temperatuur te meet. So of grade Celsius of grade Fahrenheit graad 12. So dit is dan nou die konteks van hierdie eerste vraagie wat ons het graad 12. So kom ons gaan voort. Ek hoop almal is nog hier, almal geniet nog die sessie graad 12. So volgende skyfie, 5 minute graad 12. Ek weet jy het nou net van 'n breinbreek afgekom en nou moet ons nou weer ons breine gebruik. So 5 minute graad 12 om die 3 vragies te beantwoord. Ek hoop julle kon die 3 vragies beantwoord het. So kom ons kyk na die oplossingsgraad 12. So die eerste vragie was gewees, skryf die naam van die instrument neer graad 12. So ek hoop julle kon sien dat die instrument wat ons gebruik graad 12 om temperatuur te meet, is dan nou 'n termometer. So ek hoop julle kon dit sommer dadelik erken graad 12 toe ons sê dit is die instrument wat ons gebruik om temperatuur te meet. So dit is 'n termometer. So daarvoor het jy lekker 2 punte verdien graad 12. So dit was dan vir vraag 1.1.1. Ons volgende vraagie graad 12 ook vir 2 punte. Baie maklik, jy moes net gaan aflees het van die skerm van die termometer, die temperatuurlesing graad 12, dit is 98,6 grade Fahrenheit. So daar kan jy sien op die skerm van die termometer graad 12, of daardie kant ook, 98,6 grade Fahrenheit. En daar verdien jy ook lekker 2 punte. Ons volgende vraagie graad 12 skakel die lesing om in grade Celsius. So ons het nou gesien graad 12, 98,6 grade Fahrenheit moet nou herlei word na grade Celsius tot graad 12. So ons moet nou 'n omskakeling gaan doen of 'n herleiding graad 12 en dit is die formule wat vir ons gegee word. Grade Fahrenheit is gelyk aan grade Celsius maal 9/5 plus 32 grade. So graad 12, dit is dan die formule wat jy moes gebruik het om dan daar 98,6 grade Fahrenheit te herlei na grade Celsius. So as ons dit nou vervang en omskakel graad 12, is dit dan nou 98,6 minus 32 vermenigvuldig met 5/9 en dit gee vir ons 'n temperatuurlesing van 37 grade Celsius. So ek gaan dit nog so 'n sekonde los graad 12 sodat jy kan sien hoe het ons die formule herskryf graad 12. Ek weet ons het ook 'n ander formule graad 12 wat julle ook gewoond aan is. So indien daarvan julle is wat dalk die ander formule sou gebruik het om ook by 37 grade uit te kom, is dit ook reg graad 12, maar onthou hulle vra vir ons gebruik hierdie formule. So ons moet gebruik dit wat vir ons gegee word. So graad 12, ons het dan nou vervang vir grade Fahrenheit met 98,6 minus 32 maal 5/9. So ons het die formule net bietjie herskryf en dit is dan 37 grade Celsius. So hoeveel punte verdien jy daar graad 12?
lekker 3 volle punte. So ek los dit nog so 'n sekonde graad 12, net 'n oomblik vir jou, om dan nou verbeteringe te doen, of dit dan nou ook nie die antwoord te kry. So volgende graad 12, 1.2, kom ons kyk wat gee hulle vir ons. Hulle sê vir ons LMI is 'n maatstaf van liggaamsgrootte en word afgelei van die massa en hoogte van 'n persoon. Ons kan self 'n hoogte vervang, ook daar graad 12 met lengte. So LMI, dit is 'n maatstaf van die liggaamsgrootte van 'n persoon en dit word afgelei van die massa, hoogte of lengte van 'n persoon. So hier het hulle nou vir ons 'n grafiek graad 12 om die gewigstatus van 'n volwassene te bepaal. So kom ons sien, gewig, hulle gee vir ons daar in pond graad 12. Ons weet ons meet mos in kilogram. So hier in die onderkant het ons gewig in kilogram en die bokant het ons gewig in pond. Linkerkant het ons lengte in meter graad 12 en regterkant het ons lengte in voet of in duim. So hulle kan vir ons enige kant toe vra graad 12, gee die lengte in meter, gee die lengte in voet of in duim, of gee die gewig in kilogram of pond. So nou sê hulle vir ons graad 12, dit is die gewigstatus van 'n volwassene. So ondergewig graad 12, dit wil sê, as jy 'n LMI het minder as 18,5 kilogram per vierkante meter. Ons weet natuurlik graad 12, ons meet LMI in kilogram per vierkante meter. Dis die eenheid om LMI te kan bereken. So dis kilogram per vierkante meter. En dit is wat hulle vir ons gesê het, graad 12, dit word afgelei van die persoon se massa, kilogram, en die persoon se hoogte of lengte in meter. So LMI word gemeet in kilogram per vierkante meter graad 12. So as jy 'n LMI het van minder as 18,5 kilogram per vierkante meter graad 12, dan is jy ondergewig. As jy 'n LMI het tussen 18,5 tot 25 kilogram per vierkante meter, dan is jy normale gewig graad 12. As jy enige ietsie is tussen 25 tot 30, dan is ons oorgewig. En wanneer ons LMI meer is as 30 kilogram per vierkante meter graad 12, dan is ons vetsigtig. So dan moet ons bietjie ons eetgewoontes aanpas graad 12. So dit is dan nou die konteks wat vir ons gegee word graad 12, die grafiek wat vir ons die gewigstatus aandui van 'n volwassene persoon graad 12. Hoe kry ons 'n persoon se LMI? Dit is 'n maatstaf van 'n persoon se liggaamsgrootte wat afgelei word van die massa en die hoogte of die lengte van 'n persoon graad 12. Die eenheid vir liggaamsmassa indeks of LMI is kilogram per vierkante meter. Jy het die persoon se massa nodig en jy het die persoon se hoogte of se lengte nodig. En nou wanneer jy die persoon se LMI bereken het graad 12, nou kan jy gaan bepaal wat die gewigstatus is van daardie persoon graad 12. Ondergewig, normale gewig, oorgewig of dan nou vetsigtig. So dit is dan nou waaroor ons volgende vraag gaan handel, graad 12. So kom ons kyk na die vraag. Okay, so graad 12, julle het 8 minute om die eerste 4 vragies te beantwoord. So 8 minute graad 12, gaan rustig deur, lees die vraag, verstaan wat van jou gevra word graad 12, sodat jy al die punte kan verdien vir die vraag wat gevra word. Graad 12, tyd is verstreke, so kom ons kyk of julle al hierdie antwoorde reg kon gekry. So graad 12, soos ek genoem het, dit is dan nou die grafiek wat gebruik word om die gewigstatus van volwassene te bepaal, die LMI van 'n volwassene. So graad 12, ons het gesien dat ons as jy minder is as 18,5 is jy ondergewig, normale gewig, oorgewig en dan ook vetsigtig. So die eerste vraagie was gewees graad 12 dat ons moet die akroniem LMI volledig uit gaan skryf. So om dit volledig uit te skryf graad 12 is dit dan nou liggaamsmassa indeks. So ek hoop julle kon dit almal uitskryf daar graad 12 want jy verdien
2 volle punte daarvoor. So die akroniem vir LMI, liggaamsmassa indeks. So graad 12, dit is dan nou vir die eerste vraagie gewees. Ons tweede vraagie graad 12 het gevra, gee die formule wat gebruik word om LMI te bereken. Hoe bereken ons die liggaamsmassa indeks? So in kwartaal 2 graad 12, toe julle besig was met liggaamsmassa indeks, het juffrou of meneer vir julle verduidelik dat LMI is gelyk aan massa in kilogram gedeel deur lengte tot die mag 2 of lengte gekwadreer, of soos wat dit hier is graad 12, lengte maal lengte in meter. So belangrik om te onthou graad 12, ons massa is altyd in kilogram en ons lengte is altyd in meter, want dit is hoe ons mos die eenheid kry vir LMI wat vir ons gegee word in kilogram per vierkante meter. So dit is kilogram kom vanaf die massa van die persoon, die meter kom vanaf die lengte van die persoon graad 12 en lengte maal lengte is meter gekwadreer en dit gee vir ons die eenheid van LMI kilogram per vierkante meter. So die formule graad 12 is massa oor lengte maal lengte in meter, of soos wat hulle vroeër vir ons gewys het daar graad 12, ook hoogte, so dit kan ook wees hoogte maal hoogte wat ook in meter gemeet word graad 12. So dit was dan die tweede vraagie. Dan kry jy 2 lekker volpunte daarvoor graad 12. So die derde vraagie was gewees graad 12. Identifiseer die klassifikasie van gewigstatus wat verband hou met 'n liggaamsmassa indeks van minder kleiner as 18,5 graad 12. So daar sien ons die klassifikasie graad 12. As jy enige ietsie onder 18,5 is, dan is jou gewigstatus onder gewig graad 12. So dit is dan die klassifikasie graad 12 vir die gewigstatus vir enige ietsie onder 18,5 of minder as 18,5 kg per vierkante meter. So al wat jy daar moes geskryf het was onder gewig om 2 punte te verdien. So ek hoop julle kon daardie skryf graad 12. Dit was ook nog lekker vlak 1 tipe vraag. Dan ons vierde vraagie of die volgende vraagie graad 12 het gesê Mondlo het 'n massa van 100 kg en 'n LMI van 27. Wat is Mondlo se lengte in meter? So BMI is net die Engelse ene graad 12. So ons is LMI, liggaamsmassa indeks. So Mondlo se LMI is 27. Sy massa graad 12 is 100 kg en ons wil nou graag weet hoe bereken ons sy lengte in meter. So die formule graad 12 wat ons nou nog gehad het, LMI is gelyk aan massa oor lengte. Dit is mos ons hoofformule graad 12. So ons moet nou dit gaan herskryf om die lengte te kan bereken. As jy ook dit onthou graad 12 in 'n driehoeksformule, of ons praat van die driehoeksformule, dan het ons mos graad 12 massa oor lengte, so LMI. So graad 12, as ons die LMI wil weet, is dit die massa gedeel deur lengte gekwadreer. As ons die massa wil weet, graad 12, is dit LMI vermenigvuldig met lengte gekwadreer. En in hierdie scenario, graad 12, wil ons nou graag weet, wat is Mondlo se lengte? So nou is die formule massa oor LMI. So as jy die driehoekie onthou graad 12, dan is dit baie makliker vir jou om jou formules te ken. So as ons het graad 12, ons wil nou weet wat is Mondlo se lengte. So nou is dit massa oor LMI. So hulle gee vir ons die massa graad 12 en hulle gee vir ons die LMI. So ons moet dit nou net gaan vervang in ons formule. So dit is 100 wat ons massa is, gedeel deur die LMI van Mondlo graad 12 van 27. Maar nou sien ons daar graad 12, daar is dan nou 'n snaakse 2. Niks snaaks daar aan die graad 12, dit is maar nou net lengte gekwadreer of lengte tot die mag 2. So om dit nou plain weg te sê graad 12, om ontslae te raak van die kwadraat,
kry ons die vierkantswortel graad 12. So nou is dit 100/27. Die vierkantswortel daarvan graad 12, so Mondlo se hoogte is 1,92 meter. Indien julle dalk 'n ander manier het hoe julle dit doen graad 12, hoe juffrou of meneer julle gewys het, maar julle kom ook uit by 1,92 meter, dan kry jy mos natuurlik ook al jou punte. So ons gaan net weer daardeur graad 12, om die lengte te kan bereken graad 12, is dit massa oor LMI, en dit is dan nou die 100 gedeel deur 27, en soos ek gesê het graad 12, om van daai tweeetjie ons te laat raak, daar graad 12, kry ons die vierkantswortel van 100 gedeel deur 27, en dit gee dan vir ons 1,92 meter. So graad 12, dit sal wys wees indien jy dalk ook die driehoeksformule gebruik, van hoe jy jou formules kan onthou. So LMI is gelyk aan massa deel lengte gekwadreer. Massa is gelyk aan LMI vermenigvuldig met lengte gekwadreer, en in ons scenario graad 12 wil ons weet wat is Mondlo se lengte. So nou is dit massa oor LMI. Want by hierdie spesifieke vraagie graad 12 was daar nie nou gesê gebruik die formule nie. Dit wil sê jy moes nou self geweet het watter formule gaan jy gebruik om Mondlo se lengte te kry graad 12. So dit is dan lengte gekwadreer of lengte tot die mag 2 is gelyk aan massa oor LMI, en dan kry ons die vierkantswortel graad 12. So Mandla se lengte 1,92 meter. So ek hoop graad 12 julle kon hierdie vraagie sommer lekker beantwoord en 4 volle punte gekry het. As jy gedoen het, gee vir jou 4 uit 4. Ons volgende vraagie graad 12 is dan nou, die Van Harte gesin beplan om hul braaiarea uit te brei deur 'n 4-put area by te voeg. So daar het ons nou 'n foto graad 12 van wat hulle beplan om te doen, en dan het ons nou die diagram wat hulle vir ons gee. So die 4-put sitplek graad 12, daar wat jy lekker rondom die 4-put kan sit, en dan gee hulle ook vir ons, of hulle wys vir ons, waar is die 4-put gedeelte. So graad 12, nou weet ons volgende paar vrae gaan hieroor handel. So hulle wil 'n braaiarea buite beplan graad 12, so die 4-put, waar dit gaan wees graad 12, en dan ook waar jy nou lekker rondom hierdie 4-put kan sit. So kom ons kyk na die vraag graad 12. So graad 12, daar is nou 6 minute om dit te doen, maar ek sien die tyd gaan ons nie toelaat om die volle 6 minute te gee nie graad 12, so ek dink ons kan nou sommer lekker saam dit deurwerk graad 12, want ek wil daarom hê dat jy hierdie is wanneer jy kansie het, weer op jou eie moet gaan probeer. So ons weet nou graad 12 dat die Van Harte gesin, hulle beplan nou om 'n braaiarea buite te het met 'n lekker 4-put area graad 12, en dan het ons nou al hierdie vrae wat daaroor handel. So kom ons spring sommer weg met die eerste vraagie. So die vraagie wat hulle vra graad 12, identifiseer die 3-dimensionele vorm, 'n 3D vorm wat deur A voorgestel word. So as ons gaan kyk in die prentjie graad 12, daar sien ons vir A, so die 3-dimensionele vorm wat gegee word graad 12, is dan nou 'n silinder. So as jy gaan kyk na A graad 12 in die diagram, mag dit lyk vir jou soos 'n sirkel, maar hulle wys vir ons pragtig mooi daardie kant toe graad 12, sodat jy kan sien, as jy 3-dimensioneel daarna kyk, dan is dit 'n silinder. So ek hoop jy kan dit sien graad 12, so plat vlak lyk dit soos 'n sirkel graad 12, maar die vraagie sê 3-dimensionele vorm, en die pyltjie vat vir ons daar na daai sitplekkie daar, en dit is dan 'n silinder graad 12, so dit was vir lekker 2 punte. Ons volgende vraagie graad 12, die deursnee van die 4-put sitplek is 400 centimeter. Skryf die radius in meter neer. So die 4-put sitplek graad 12, so ons sien hierdie gedeelte daar is die 4-put sitplek. Hulle sê vir ons dat die
deursnee graad 12 is dan nou 400 centimeter. So ons moet die radius skryf graad 12 in meter. So as ons die deursnee het graad 12, dan moet ons moet nou die radius daarvan bepaal. So om die radius te kan bepaal graad 12, weet ons mos natuurlik, dit is die deursnee gedeel deur 2. Dit is 'n klein formule wat jy altyd self moet onthou graad 12, want niemand gaan dit vir jou natuurlik vra nie. So hulle gee vir ons 400 centimeter, maar ons antwoord moet wees in meter graad 12. So om die radius te bepaal graad 12, gaan ons nou eers herlei van centimeter af na meter. So van centimeter na meter graad 12, weet ons dis deel 100. Dit gee vir ons 4 meter. En om dan die radius te kan bepaal graad 12, is dit 4 meter gedeel met 2, wat vir my gee 2 meter. So dit is lekker 2 punte graad 12. So graad 12, ons gaan dan by hierdie ophou graad 12. Baie dankie dat julle ingeskakel het graad 12. Baie dankie aan die opvoeders wat hulle tyd opgeoffer het om deel te wees van hierdie sessie opvoeders. Ek waardeer dit. Leerders, alle voorspoed vir die opkomende eksamen. Ek weet julle gaan fantasties doen in vraestel 1 en in vraestel 2. Lees sorgvuldig dit wat vir jou gegee word graad 12. Moet asseblief nie oorhaastig wees nie, sodat jy 'n goeie uitslag kan kry vir ons vak. En ek weet wiskundige lettertyd is een van daai lekker vakke graad 12. So baie dankie dat julle ingeskakel het. Baie dankie aan die opvoeders, die leerders. Julle moet 'n fantastiese, lieflike dag verder hê. En dan asseblief leerders, probeer die res van die vrae op julle eie. Ons kon nie vandag by alles uitgekom het nie. As jy nog onseker is oor enige iets, moet asseblief nie huiwer om jou juffrou of meneer te vra nie. Baie dankie. Dankie aan juffrou Jana, juffrou Michelle, die moderators. Baie dankie. Duisende dankies juffrou Tracy en baie dankie aan die leerders wat ons weet kliphard gewerk het in die klas. Ons is baie opgewonde om te sien hoe julle gaan doen in julle finale eksamen. Baie dankie ook vir die onderwysers, soos juffrou Tracy gesê het, wat hulle tyd in die vakansie ook opgeoffer het om saam met ons hierdie sessies by te woon, sodat ons weet dat ons leerders goed voorbereid gaan wees. Net weer 'n herinnering om die bywoningsregister en die feedback vorm te voltooi, as die skole dit nog nie gedoen het nie, en andersins gaan ons nou die sessie afsluit. Baie dankie dat julle almal by ons was. Ons waardeer julle verskriklik en ons sien uit na die uitslae in die finale eksamen.